Jy kan hierdie imperatiewe van God, hierdie moed van God, nie ignoreer nie. Want as jy dit ignoreer, is jy eintlik besig om die kern van die evangelie te ignoreer. 'n Christene moet meer ruggraat kry, moet meer vas staan in hierdie wêreld waar dinge so vloeibaar geword het, dat dit rigtingloos geword het, en ons moet weer iets hoor van die imperatiewe van God, 'n God wat ons liefhet. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel. En mag hierdie saad vrugbaar. Ek dink dit is baie belangrik dat ons vanoggend, en dit was ook in die bidkamer gebid gewees, moet besef dat God is nie 'n God wat net heeltyd wil kyk wat ons verkeerd doen en ons wil straf nie. Hy is 'n God van liefde. En liefde soek nie vergelding nie. Maar dit is ook so dat as 'n mens dink aan die liefde van God, dat die liefde van God het 'n ja en ook 'n nee. En daar is sekere dinge wat God uit liefde vir ons sê, dis goed. Maar daar is ook sekere dinge wat God vir ons sê nee. En daarom moet 'n mens ook baie goed begryp, daar is sekere dinge wat die Here sê, wat nie onderhandelbaar is nie. En wat hy eintlik gehoorsaamheid eis. En daarom sal jy vind, dat daar baie imperatiewe in die Bybel is. En dis eintlik waaroor ek vanoggend met jou wil praat, die imperatiewe van God. En as ek die woord imperatief gebruik, dan is dit natuurlik 'n grammatikale term, wat wys na die bevelsvorm. As 'n werkwoord in die imperatief geskryf is, dan is dit eintlik in die bevelsvorm. En natuurlik, hy word soveel sterker, as daar nog by moet gevoeg word. Jy moet dit doen. Maar daar's baie imperatiewe wat ons baie goed ken, soos byvoorbeeld, gaan na jou kamer toe. En hoeveel kinders in hierdie diens het dit nou al hoeveel keer gehoor? Of lees die instruksies. Dit hoor ek altyd van my vrou as ons 'n nuwe ding gekoop het. En kyk waar jy ry, dis gewoonlik van die passasier, die vroulike passasier hier langs my. Maar daai bevele, ons ken daai bevele. Maar soos ek sê, dit word baie sterk imperatief as die moet ook bykom. Soos jy moet luister. Of jy moet nie rasis wees nie. Of jy moet jou spinasie eet. Dis ek vir my kleinkind. Maar dit is ook so dat ons nie graag na moets en moenies wil luister nie. Dis asof daar in ons diepste wese 'n weerstand kom as iemand vir jou sê, jy moet so maak of jy moet so maak. Ek onthou, my oudste seun toe hy tiener was, sy bekende woord is, ek laat my nie vertel nie. Die moets en die moenies. Maar trouwens, ek het al geleer, dat dit is so dat daar sekere dinge is, wat 'n mens net moet doen. En ons word ook geleer, dat ons nie moet mense wees wat vir ander sê, jy moet so of so maak nie. Want dit is eintlik polities korrek, nie polities korrek nie. 'n Mens het die reg, sal vir jou gesê word, om self te besluit wat ek moet en wat ek nie moet nie. Maar weet jy, ek was verbaas, toe ek weer na die Bybel gaan, en gaan kyk hoeveel bevele, hoeveel imperatiewe daar in die Bybel is, waar God sê, jy moet. En daai moet kom weer en weer en weer voor. En natuurlik, in die Ou Testament baie meer as in die Nuwe Testament, maar dit is heel waarskynlik
Die Ou Testament het 39 boeke en die Nuwe Testament het slegs 27 boeke. Maar dit is absoluut verbasend hoe dit aanhoudend kom. Ek het dit nog nooit eintlik so opgemerk nie. Waar jy weer en weer in die Bybel lees, jy moet. En daar is so baie sulke uitsprake net in die Nuwe Testament, dat as ek al daardie uitsprake volgende vir jou moet lees, gaan ons net te veel tyd opneem. Maar ek wil 'n paar vir jou voorhou, net om vir jou iets te laat voel van hoe God ook praat met ons. Daardie sterk imperatiewe, daardie bevele wat deur die Bybel na ons toe kom. En jy vind die heel eerste imperatief al reg aan die begin van die boek Matteus. Jy vind dit in Matteus 1 vers 21, waar die engel na Maria toe kom en sê, jy moet hom Jesus noem, want hy sal die verlosser van die wêreld wees. En die woord Jesus, die naam Jesus, beteken verlosser. Matteus 5 vers 22. Daar word jy aangespreek, elkeen wat sy medemense aftakel, dwaas noem, raka noem. Hy sê, so mens moet verantwoording doen voor die groot raad en voor in die helse vuur. Woorde is geweldig kragtig. En woorde wat net geslinger word, is baie keer soos messe wat steek, né? Dit is iets geweldig wat gebeur. Matteus 6 vers 9. Dis nogal een om te onthou, né? Julle moet julle vyande lief hê. Dit is nie so maklik nie. Matteus 7 vers 12. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, dit moet julle ook aan ander doen. Kan jy dink hoe minder rusies daar sal wees en konflik sal wees as mens hierdie moed van God toepas? Matteus 12 vers 36. Van elke woord ydelle woord wat jy spreek, moet jy rekenskap gee in die oordeelsdag. En daar word soveel ydelle woorde gespreek. Ek weet van 'n vrou, sy was al in haar 40s en sy het net geen selfwaarde en selfbeeld gehad nie. En eintlik is dit 'n baie oulike vrou. Maar weet jy wat het met haar gebeur? Sy het op 'n dag toe sy nog op skool was, ek dink hulle het sport gehad en die skoolbus het teruggekom en daar gestop en sy het die trappies afgeloop van die skoolbus en sy hoor 'n ma sê vir 'n ander ma, kyk daardie lelike kind. En sy het net nooit daaroor gekom nie. En ek het by myself gewonder, was dit ooit vir haar bedoel gewees? Maar die Here sê vir elke ydelle woord wat jy spreek, moet jy rekenskap doen in die oordeelsdag. As jy gaan ook na Matteus 6 vers 24, die Here sê, as iemand agter my wil aankom, dan moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Is dit nie verskriklik moeilik vir ons om onsself te verloon, oor te gee nie? Die Bybelse gedagte is nie net om jou te verbind aan God nie, maar surrender, oorgee. Dit is daardie, jy moet jouself verloon, as jy my wil volg. Matteus 12 vers 32, jy moet die Here jou God lief hê, en jou naaste soos jouself. Is nie 'n gevoel nie, is nie 'n opsie nie, jy moet die Here jou God lief hê. Johannes 3 vers 7, jy moet weer gebore word. Ek dink dis iets waarna ons baie duidelik moet luister. Jy kan met al jou goeie werke en alles wat jy doen, nie die koninkryk van God beerwe nie. Hy sê vir Nikodemus, 'n fariseer, bekend vir hulle goeie werke. Nee, jy moet weergebore word, as jy die koninkryk van God wil ingaan. Johannes 3 vers 30, hy moet meer word, en ek moet minder word.
Dis nie altyd so maklik nie. Ons wil onsself altyd op die voorgrond stoot. Johannes 4 vers 24. God is gees en hy wat God aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid, anders is dit te oppervlakkig. Handelinge 4 vers 12. Daar is geen ander naam onder die son gegee, waaronder julle gered moet word nie. En dis nogal 'n moed wat baie onvriendelik is in die wêreld waar ons leef. In die wêreld waar ons leef, almal moet geakkommodeer word. Jy moet nie eksklusief dink nie, maar inklusief. Geen ander naam nie. Net Jesus Christus, waaronder jy gered moet word. Handelinge 4 vers 15. Julle moet julle bekeer tot die lewende God, wat die hemel en aarde geskape het. Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat na God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. En miskien 'n laaste ene, en hierdie een dink ek, ontstel my partykeer bietjie, en ek dink behoort elkeen van ons bietjie te ontstel, 2 Korintiërs 5 vers 10. Almal moet voor die regterstoel van God verskyn. Elkeen moet individueel, ek en jy, voor die regterstoel van God verskyn. En ons werke sal op die proef gestel word. Deur vuur het jy met strooi, met hout, met silwer of goud gebou. Maar elkeen moet voor die regterstoel van God verskyn. En toe ek hierdie imperatiewe lees, en glo my, daar's baie meer, het ek besef, jy kan hierdie imperatiewe van God, hierdie moed van God, nie ignoreer nie. Want as jy dit ignoreer, is jy eintlik besig om die kern van die evangelie te ignoreer. Daar is 'n goeie rede, glo my, dat God sekere dinge sê, jy moet. Hy sê dit omdat dit verskriklik belangrik is. En daarom moet 'n mens luister en jy moet dit doen. En dit is belangrik om ook te onthou. Hierdie imperatiewe van God word gegee omdat God ons ontsettend liefhet. En hy nie wil hê dat ons onsself moet verongeluk nie, maar hy wil ons beskerm. Dit is vir my altyd so treffend, en ek dink ek het dit ook al hier genoem. As jy dink aan die Israeliete, kan jy dink hulle was vir 400 jaar in slawerny gewees? Waar hulle nie vryheid gehad het nie, waar hulle voorgeskryf was wat moet hulle doen, wat hulle moet sê, hoe hulle moet leef, 400 jaar in slawerny, en dan kom Moses, en hy lei hulle uit Egipte uit. En daardie geweldige ervaring wat hulle moes gehad het, ons is vry. En ons gaan uit, dank God, dat hy ons raak gesien het. Maar wat is een van die heel eerste dinge wat in die Israeliete se lewe plaasgevind het? Hulle versamel om die berg Sinaï, en God gee vir hulle 10 imperatiewe. En God gee dit, liewe gemeente, omdat vryheid sonder bevele, sonder imperatiewe, lei tot chaos. Hierdie liberales, wat net maak wat hulle wil en dink hulle is vry, is chaos. En God het Israel net te lief gehad, dat hulle vryheid sal ontaard in chaos. En daarom hierdie imperatiewe. As Christene is ons vry mense, maar vryheid vra bevele, imperatiewe, daar's grense om werklik vry te kan wees. Ek dink altyd aan daardie persoon wat die restaurant gebou het teen die hang van die berg, omdat hy gesien het dit is so mooi uitsig.
En mense graag na daai restaurant toe gekom het uiteindelik om juist daar te wees en daar te gaan sit en teen die vallei af te kyk en teen die berg op te kyk. Maar buitekant die restaurant, oral is daar borde ingekap. Don't park beyond this point. As jy aan die kant daai punt parkeer, is jy die berg af. Met dit in gedagte, as jy teologie studeer, en Stefan sal weet, en so tussen hakkies, Stefan doen sy graad in teologie, en in dogmatiek het hy elke keer nog 'n onderskeiding gekry. Slim mens daai. Ek gee nie maklik vir 'n onderskeiding nie. Maar as jy teologie gaan studeer, gaan jy agterkom, teologie bestaan uit 6 dissiplines. En jy kan spesialiseer later in een van hierdie 6 dissiplines, maar jy word blootgestel aan 6 dissiplines. Ou Testament teologie, Nuwe Testament teologie, praktiese teologie, sendingwetenskap, kerkgeskiedenis, dogmatiek en etiek. En jy sal ook vind dat tussen die teoloë is daar altyd so 'n bietjie spanning en wrywing van hulle vakgebied, en almal wil vir jou sê, my vakgebied is eintlik die belangrikste. Maar diep in hulle harte weet hulle eintlik, dogmatiek is die belangrikste. Maar kom ek vertel vir jou, daar's ook onderskeiding tussen die verskillende dissiplines in die teologie. Die dogmatikus is die persoon wat kyk na die leerstellings, wat moet bepaal wat is waar en wat is vals. Waar is die grense? Wat moet gebeur eintlik en hoe moet dinge mekaar steek? Die praktiese teoloog aan die ander kant is die een wat konsentreer op die prediking, die liturgie van die diens, hoe jy veral ook mense moet beraad, Christelik moet beraad, wat sê die Bybel van al hierdie psigiese afwykings, hoe moet jy die mense benader? So berading is 'n groot storie in praktiese teologie. Maar kom ek sê vir jou die groot verskil tussen dogmatiek en praktiese teologie. Die dogmatikus is die ou wat daar sal staan en hierdie borde inkap en sê, don't park beyond this point. Dit is wat die Bybel leer, dit is wat vals is, want as jy die valsheid navolg, gaan jy jouself verongeluk. En weet jy wie is die praktiese teoloog? Hy is die een wat in die ambulans langs die ou sit, wat aan die kant die bord gaan parkeer het. Maar weet jy, die groot probleem vandag is dit, dat ons sit met kerke, met predikante, en ook 'n klomp Christene, wat doodgewoon te lafhartig is, om die imperatiewe van God uit te spreek. En te vas te staan en sê, dit is wat God sê, moet gedoen word. En hulle is te lafhartig, omdat hulle bang is dat mense sal aanstoot neem, of dat hulle moontlik verwerp kan word, want ons leef in 'n samelewing wat vir ons sê, jy moet polities korrek optree. En weet jy waar kom daai polities korrek vandaan? Daai polities het niks met staatkunde te doen nie. Dit het te doen met die Latynse woord politus. En politus is waarvan die Engelse woord afgelei word, polite. You have to be polite to others. Jy moet polities korrek wees. En dan is daar talle voorskrifte, en dit bots heel dikwels met die Bybelse waarhede, van hoe jy polite moet wees teenoor ander mense. En ons word voorgeskryf wat om te doen, en dit is nie polite om te sê, jy moet so maak nie. En dan word ook vir jou gesê, maar hoe durf jy oordeel? Dis nie polities korrek om te oordeel nie. Die Here het self gesê, jy mag nie oordeel nie. Ja, natuurlik mag jy nie oordeel in jou eie krag en in jou eie insig nie. Maar as ek vir jou sê, jy moet nie steel nie, moenie vir my sê, jy mag nie oordeel nie, dan sê ek vir jou, ek is net die mondstuk van God. Hy sê, jy moet nie steel nie, en as jy daarmee 'n probleem het, praat met God, nie met my nie.
Daar is 'n Christene moet meer ruggraat kry. Moet meer vas staan in hierdie wêreld waar dinge so vloeibaar geword het, dat dit rigtingloos geword het. En ons moet weer iets hoor van die imperatiewe van God, 'n God wat ons liefhet, vir ons regtig omgee en wil hê dat ons volgens hierdie imperatiewe kan leef, sodat ons vry kan wees en waarlik kan leef. Ek vra myself af, as mense na jou toe kom en sê, maar jy moet polities korrek optree. Teenoor wat? Wat is jou norm? En dan sal jy agterkom, die norm is die wêreldgees. Dis teenoor wat ons sogenaamd vriendelik moet wees, bedagsaam moet wees. En die wêreldgees, benewens die feit dat dit anti-christelik is eintlik humanisme. En weet jy wat humanisme is? Die mens sit op die troon van sy lewe. En ek sal besluit wat ek doen, en niemand gaan my vertel wat om te doen nie. Ek sal besluit hoe ek sal leef, en ook nie God gaan my voorskryf nie. Humanisme. Niemand vertel vir my wat ek moet doen nie. En as jy nie bereid is om die imperatiewe van God te verkondig nie, hoor my volgend, is jy besig om 'n halwe evangelie te verkondig. En 'n halwe evangelie is 'n valse evangelie. Want jy hoor nie werklik wat God sê nie. Laat dit volgend baie duidelik wees en hoor dit volgend baie goed. Moenie vir my kom sê die tye het verander en daarom geld dit en dit nie meer nie. God het nie verander nie. En die evangelie van Jesus Christus is nie soos 'n buffet ete waar jy kan kies waarvan jy hou en die ander een kant toe skuif nie. Jy eet die hele bord op, soos jou ma jou geleer het. Dis alles of dit is niks. En weet jy, dit laat my dink aan die woorde van die Here daarso in Matteus 7 vers 13 en 14. Hoor wat sê hy hierdie 2 verse. Gaan deur die nou poort in, want breed is die pad en wyd is die poort wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. En jy hoor in hierdie 2 verse, daar word gepraat van 2 poorte, 'n wye poort en 'n noue poort. Daar word gepraat van 2 paaie, 'n smal pad en 'n breë pad. Daar word gepraat van 2 groepe mense, min en baie. En daar word gepraat van 2 eindbestemmings, die verderf of die lewe. Verbeel jou vanoggend, jy het nog nooit die evangelie gehoor nie. En jy is 'n mens wat nog nooit deur God rigting gegee is nie. En jy staan voor 'n kruispad, en jy sien hierdie breë weg, en jy sien hierdie smal weg. Geen instruksies van God ontvang nie. Dan is my vraag aan jou, watter pad gaan jy kies? En ek het 'n vermoede, meeste mense sal die breë pad kies. Want hulle sal sê, daar's die meeste mense op. En daarom moet hierdie pad die regte pad wees. Maar ek en jy weet, dis die pad wat na die verderf lei. Want God sê so, Christus sê dit vir ons. Dit is die verkeerde pad. Dis wat die Bybel vir ons sê. Die breë pad is die maklike weg. Elkeen wat op hom kom, word ongelukkig gelei na die dood. Die smal pad
is die moeilike een, met min mense daarop. Maar hierdie pad lei na die ewige lewe. En hoor my vanoggend, dit is die pad wat God vir ons gekies het. Omdat hy vir ons omgee, omdat hy goed is, omdat hy genadig is, omdat hy wil hê dat ons met lewe en volheid van lewe sal hê. Hy sê vanoggend vir jou, hierdie smal pad, dit is vir jou. Ek het vir jou die nou poort gekies. Die een met min metgeselle. Maar ek het dit vir jou gekies, omdat ek weet wat die einde is. En kom ek sê vir jou, daar was nog nooit 'n tyd waar die smalweg teologie so onpopulêr was soos vandag nie. Die breë pad, soos voorgehou, het min imperatiewe, min bevele. Dis 'n pad sonder streng morele voorskrifte. Dis 'n pad waar jy vry is volgens menslike standaarde. Daar's nie regtig stoptekens nie. Daar's ook nie spoedbeperkings nie. Jy kan plesiere najag net omdat jy daarvan hou. Trouwens, op hierdie pad kan jy dinge doen net omdat dit vir jou goed en reg voel. Jy kan mense gebruik en manipuleer, want jy voel goed daaroor. Jy kan in jou huwelik ontrou wees en vir jouself redeneer, maar dit voel so reg. En dit is mos liefde. Jy kan 'n mens wees wat jou eerste prioriteit is om geld na te jag. En jy hoor nie eintlik wat die Here sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dan sal die ander dinge vir jou bygevoeg word nie. Dis 'n pad waarop mense seksueel immoreel leef, want almal doen dit. En die tye het verander. Net omdat dit goed voel, daarom kan jy dit doen. Hierdie pad het nie 'n klomp imperatiewe nie. Dit is natuurlik die lewe wat beskryf word deur Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 32. Laat ons eet en laat ons drink. En laat ons vrolik wees, want môre sterf ons. En mense wat op die breë pad is, kyk na die mense op die smal pad en hulle sê vir daardie mense, kom aan asseblief, kry 'n lewe, kyk bietjie breër, kleur so bietjie ook buite die lyne in, waag so bietjie. Jy's besig om versmoor te word. En hulle dink dat mense op die smal pad is vreemde mense. Dis mense wat eienaardig is en verstaan hulle nie heeltemal nie. Maar dit is mense wat sê, ek bly nie saam nie, ek trou. Want as 'n imperatief, die man sal sy pa en ma verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees word. Saamblyery werk nie, want saamblyery verwar mense net. Saamblyer sê, ek het jou so lief, ek wil graag saam met jou bly, en ek wil al die voorregte van die huwelik hê, ek wil jou by my hê, maar terselfdertyd sê jy, ek wil jou nie regtig hê nie, dis net 'n toetsloopie, ons kyk maar wat word, dalk is daar iemand beter, ek is nie bereid om my regtig aan jou te verbind en met jou te trou nie, en daardie teenstrydige kommunikasie wat deeltyd kom, maak dat saambly verhoudings nie werk nie, en jy dra daai gesindheid oor in jou huwelik, dat jou huwelik ook nie werk nie. Mense op die noupad is ouers wat hulle self gee vir hulle kinders.
nie net dinge nie, maar hulle self gee, omdat hulle die imperatief van God gehoor het, ons moet mekaar lief hê. En liefde beteken selfgawe. Dit is mense wat nie net geluk en plesier navolg nie, maar soos ek vir jou gesê het, hulle het die imperatief gehoor. Soek eers die koninkryk van God en soek sy geregtigheid en God sal vir jou die ander dinge byvoeg. Op die smalweg vind jy daar die kinders wat hulle ouers eer. As jy vandag kyk na Hollywood se prente en jy sien hoe die kinders met hulle ouers praat en hoe hulle optree en geen gesag erken nie. Maar die smalweg kinders sê, ek sal my ouers eer omdat God so sê. Al is hulle nie altyd reg nie, nogtans eer ek hulle, want hy erken die gesagstrukture van God. Die mense op die smalpad is diegene wat kerk toe kom, omdat daar imperatief is, moet nie die samekomste nalaat nie, Hebreërs 10 vers 25. Dis ook daar die mense wat doen wat reg is, al word nie hulle nie eers gesien wat hulle doen nie. In die donker doen hulle ook wat reg en goed is. En dit is 'n lewe wat soms hard en moeilik is. Om op die smalpad te bly is nie altyd die maklike pad nie, maar om nie op daai pad te wees nie, lei na die verderf. Die breë pad mond uit in die dood. Die waarheid is, mense wat op die breë pad loop, kom, hoe langer hulle leef, in 'n situasie waar hulle ontnugter raak, oor die leegheid en die sinloosheid van daardie pad. Jy sal dalk daardie akteur en daardie komediant onthou, sy naam was Robin Williams. Onthou julle hom? Op 'n dag het hy homself opgehang. 'n Man met soveel aansien, soveel geld, soveel moontlikhede. Maar hy skryf in 'n kriptiese nota aan sy seun Zak. Hy sê, ek het soveel innerlike pyn en soveel vrese. En in die vleur van sy lewe hang hy homself op. En ek het bietjie gaan kyk, Robin Williams het nou 'n rukkie gelede geleef, maar gaan soek net, in die afgelope 10 jaar, hoeveel baie beroemde mense met aansien selfmoord gepleeg het. Hoe mense van buite lyk, en hoe hulle voorgee hulle is, en hoe hulle werklik van binne lyk, is dikwels sterk kontrasterend. Die realiteit van innerlike seer, innerlike verwardheid en verdwaaldheid is soms baie groot in hierdie konflik waarin hulle lewe. En jy sê vir jouself, hoe op aarde kon daardie mens die dood liewer gehad het as die lewe? Hy was op die toppunt, sy was op die toppunt van die lewe gewees. Alles, liewe gemeente, gaan nie so goed op die breë weg as wat voorgegee word nie. Jy kan die leer van die sukses klim, maar wat 'n ontnugtering as jy op die leer geklim het en jy kom bo uit en jy sien, ek het verkeerde leer geklim. 'n Mens moet goed verstaan. God het ons so geskape. Hoor jy, hy het ons so geskape dat lewenssatisfaksie kan net deur hom verkry word. Daar is 'n leemte in 'n mens se binneste wat net
God kan vul. Niemand anders nie. En jy sal agterkom. Die mense wat op die smalpad geloop het en steeds op die smalpad loop, groei tot 'n volwassenheid. Waar hulle vir jou iets kan vertel van die nabyheid van God, van die goedheid van God, van die liefde van God. Dis asof hulle op die pad net heeltyd beleef, ek kom al hoe nader aan God. God word vir my al hoe kosbaarder. Die goedheid van God is so groot en God sê vir jou, dit is die pad wat ek vir jou gekies het. En dit het baie imperatiewe, maar dit is die pad van die lewe. Dit is 'n ander pad as die pad van die wêreld. Dit is 'n pad waar die einde goed is en waar daar lewe is en waar daar vrede is. Vandag sit jy in hierdie diens en miskien verstaan jy nie regtig alles wat ek vir jou sê nie. En jy dink by jouself, ek hoor wat God sê en wat moet ek doen? Maar ek is so onseker. Ek is so bang, my lewe word net ingeperk. Maar jy dink so vanoggend, omdat jy op die verkeerde pad is. Daar is 'n taal wat gepraat word deur die mense wat op die smal pad is, wat nie altyd so goed verstaan word nie. Maar ek wil jou nooi vanoggend en vir jou sê, jy kan die oorgang maak. Daar's nog tyd dat jy op die smal pad kan kom. Ja, die moeilike pad met die imperatiewe van God. Maar jy sal vind, op daardie pad is God met jou. Op daardie pad gaan hy vir jou verantwoordelikheid neem. Hy gaan nooit jou hand los nie. Hy gaan jou lei deur sy gees. God gaan jou help. As jy regtig waar daai pad loop, sal jy ook hoor dat Christus vir jou gesterf het. En dat daardie sonde skuld, daardie dinge van die verlede waarby jy gaan parkeer het en waar jy nie oor kan kom nie, wat jou lewe so regeer, dat hy sê ek verwyder dit so ver as die ooste van die weste. Ek dink nooit weer daaraan nie. Jy hoef nie daar te parkeer nie. Ek gee vir jou 'n nuwe geleentheid. Daar sal uitdagings wees, maar hy sal vir jou verantwoordelikheid neem. Hy sal vir jou sorg. Hy sal jou hand vat en hy sal jou lei in alle waarheid. Ek dink die heel grootste imperatief moontlik in die Bybel, lees jy in Handelinge 6 vers 1. Hoor wat sê dit? En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen naam gegee nie, dis die naam van Jesus, onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En jy kan nooit hierdie Handelinge 6 vers 12 loslees van Johannes 14 vers 6. Here sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar is nie baie paaie nie. Daar's net een pad na God toe. Dis die pad Jesus Christus. Dit is die smal pad. Dis die pad wat na lewe lei. En weet jy wat? As jy op daai pad volgend kom, dan sien jy agterkom, ja, die smal pad, soms 'n moeilike pad, maar jy gaan op daai pad, die smal pad begin lief kry. Want jy gaan sien wat dit aan jou doen. Jy gaan agterkom dat jy nie net van God praat nie, maar dat hy jou aanraak.
dat hy heeltyd by jou is. En jy gaan die pad omhels. En jy gaan God dank vir daardie pad. Jy gaan besef, God het my lief. God is goed. Dit is die pad na die lewe. Kies dit vanoggend. Kies dit vanoggend, miskien vir die eerste keer. Kies dit weer. Dis 'n pad met baie reëlings. Dis 'n pad met stoptekens. Dis 'n pad met spoedbeperkings. Dis 'n pad met hoë morele standaarde. Maar dis die pad van die lewe. Kies dit vanoggend. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dit is soos die reën wat drup op die veld, wat vloei deur die plante en wat lewe bring. Ek wil vanoggend bid, Here, dat u woord mense in hulle gees sal aanspreek in hierdie oggend. En dat hulle sal hoor dat u goed is, dat u liefde is. En mense wat op die breë pad loop vanoggend, Here, oortuig vanoggend deur die werking van u gees, dit is die verkeerde pad. En ek bid dat daar vanoggend 'n besluit geneem word. Here God, ek gee my oor aan u. U het my sonde skuld betaal. U lei my deur u gees. Ek omhels vanoggend u imperatiewe, u bevele. Laat dit deel wees van my lewe. En as dit is wat jy vanoggend gebid het, mag die Here met jou wees. Mag hy jou seën. En mag jy beleef, weer en weer, jy wat op die smal pad is, God is goed. En God is liefde. Eer die naam van die Here. Jy kan hom vertrou. Amen. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord jou help om vars sout te wees, wat ander blootstel aan die smaak van Jesus se karakter. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorbereid sal wees vir elke goeie werk.